ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Konneksie. Leef in konneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe. Te kan staan vanaand. Here, dat ons saam met die psalmdigter kan verklaar vanaand that you are all we need. You are our portion, you are our inheritance, you are our source. Here, en buiten U het ons niks meer nodig nie. Ons het genoeg. Ons is genoeg. Wanneer ons in U teenwoordigheid staan. Terwyl elke oog gesluit is, wil ek jou vra vanaand, voel jy genoeg? Terwyl ek bid, ervaar ek net, daar is so baie van ons wat vanaand in God se teenwoordigheid staan, met soveel skuld, met soveel seer en soveel onsekerheid, dat ons nie genoeg voel nie. En terwyl elke oog gesluit is, wil ek jou vra, as jy nie genoeg voel nie, wil jy nie net jou hand opsteek nie. Ek wil net 'n gebed saam met jou doen vanaand. Here, dankie dat U by my begin vanaand. En waar ek tekort skiet en te min voel en onseker is, Here, kom bid ek dat U in hierdie oomblik my sal volmaak. My oë sal oopmaak vir U teenwoordigheid en vir U goedheid. Maar dat U ook my oë sal oopmaak vir hoe U my sien. Dat ek deur U oë sal kyk. Here, ek wil U loof en prys vir die geleentheid wat ons het om vrylik U naam te kan aanbid. Here, en dat ons vrylik in U teenwoordigheid kan instap as gevolg van dit wat Jesus kom doen het. Dat daar niks is wat ons weerhou nie. Ongeag waar ons was, ongeag wat ons gedoen het ons vrymoedigheid om in die teenwoordigheid in te stap. Here, maar dankie dat U in hierdie oomblik kom. Gedagtes kom vernuwe, mense kom herstel, restaurasie bring. Mense kom herlaai. Ons loof en ons prys U naam. Amen. Amen. Kan ons hom net 'n lofoffer gee vanaand? Jy kan jou sitplek neem. Dit is vir my 'n voorreg vanaand om 'n nuwe reeks af te skop. En hierdie reeks se naam is Genoeg. Sê gou vir die persoon langs jou, genoeg. En jy vra om net vinnig na die skerm te kyk. Die preektitel is op die bord. En ek wil net 'n oomblik daar stil staan met daai prentjie. Want ek voel daai tou voel ook dat dit genoeg is. Het jy al hierdie sêding gehoor in Afrikaans, genoeg is genoeg? Het jy dit al gesê?
uit 'n plek van frustrasie, miskien uit angs, miskien uit kwaadheid. Genoeg is genoeg. Jy het nou genoeg gehad. Was daar al van julle? Wie van julle het in die laaste week so gevoel? Dis nou genoeg van die onregverdigheid, miskien van die korrupsie, miskien van die bekleierery of die konflik. Genoeg is genoeg. Was jy daar in hierdie week? Amen. Ek wil eintlik sê eina, want ek was ook daar in hierdie week. Maar daar goeters is wat ons net frustreer. En dan raak hierdie genoeg, amper soos hierdie tou, wat so half op daai laaste stukkie genade hang. Enige oomblik wil dit skeer, wil jy die kar omvergooi, wil jy miskien self uitroep en skree van frustrasie. Daai laaste bietjie hoop waaraan jy nog vasgehou het. Genoeg, dis nou klaar. Jy het nie meer daai krag nie. En terwyl ek hierdie week en ek Eksodus spandeer, kry ek 'n volk, die Israeliete, wat op meer as een plek in hulle lewe kom en hulle voel, genoeg is genoeg. Hulle het nou genoeg gehad. En terwyl ek deur al hulle stories lees en ek net kind vir myself in hulle voete sit, besef ek dat die oorspronklike oordeel wat ek teenoor hulle gevoel het ek ewe skielik nou mee vereenseldig. Want as jy dink aan die Israeliete, en ek en Charles praat gereeld daaroor, hy verwys baie na die mensdom, met die klem op dom. Want dit is maar wat ons baie keer reg kry. Jy sien al hierdie wonderwerke. Letterlik wanneer ons vanaand na die kernskrif toe gaan in Eksodus 16, hoofstuk 16, het ons net voor dit in Eksodus 15 gelees van hierdie volk wat die Here se naam vereer deur 'n lied wat geskryf word. Die hele volk sing en bring hulde aan die Here as gevolg van dit wat hy vir hulle gedoen het. Hoe hy hulle uitgered het uit slawerny, hoe hy hulle deur die Rooi See laat loop het op droë grond. Hulle sing ere aan hom. En in die volgende hoofstuk het hulle weer genoeg gehad van hulle omstandighede. Van dit wat hulle nou in die gesig staar. En ek dink, toe ek wil oordeel, kom praat die Heilige Gees met my, en hy sê, Siobhan, dink jy nie, jy kry dit ook reg nie. Dat jy ook so maklik op 'n plek kom om te sê, genoeg is genoeg. Ja, die Here was goed in hierdie vorige seisoen, maar dit wat ek nou sien, het ek nou genoeg van gehad. Maar dit is vir my so mooi, hoe God werk met ons as sy mense. En of ons nou die mensdom is, en of ons miskien letterlik van een hoofstuk tot die volgende hoofstuk weer ons rug op hom wil draai, of weer met hom gefrustreerd wil raak, of weer vir hom wil sê, genoeg is genoeg, en wanneer gaan daar uitkoms wees, dan kom hy met so mooi sagtheid, om ons te kom leer in hierdie seisoen. En ek wil jou vat na Eksodus 16 toe, vers 11 lees ons, die Here het toe vir Moses gesê, vers 12 sê, ek het die gekla van die volk gehoor, en sê vir hulle, julle sal teen skemer vleis hê om te eet, en môreoggend brood om van versadig te word. Julle sal dan weet, dat ek die Here, julle God is. In die begin van hierdie hoofstuk, dan roep die Israeliete uit en hulle kla teenoor hulle leierskap en hulle sê, ons het niks om te eet nie en ons verlang na die kospotte van Egipte en ons moes eerder maar in slawerny gebly het. Want hier is nie nou uitkoms nie. Genoeg is genoeg, ons het genoeg gehad. Hulle voel soos daardie stukkie tou wat op sy laaste string hang. En dan kom God met die mooi
hart. Soveel liefde en genade wat ek en jy nie eintlik begryp nie. En hy sê, ek het die gekla gehoor van die volk. En hy staan nie stil by hierdie gekla en sê, as gevolg van hierdie kla, gaan ek julle nie nou weer help nie. Eerder kom God as hierdie liefdevolle Vader en hy sê, ek het die gekla gehoor. In die Engels sê dit, the murmuring, die murmurering van hierdie volk het ek gehoor. En ek gaan 'n uitkoms stuur. Daar sal vleis wees en daar sal brood wees. In die oggend en in die aand sal ek voorsien. En ek sal seker maak dat julle genoeg het. En ek besef een ding in hierdie eerste 2 skrifte, dat ek en jy partykeer ook kla oor ons omstandighede. Oor dit wat ons kan sien, dit wat ons beleef. En ons is so maklik ook daar waar die Israeliete is, om stil te staan en te sê, ek het nie genoeg nie. En ek besef eintlik, verstaan ek en jy nie hierdie konsep en hierdie term genoeg nie. Ons het so 'n negatiewe konnotasie net aan genoeg. Terwyl as ek en jy gaan kyk na die Woordeboek en wat genoeg beteken, sê dit eintlik, dis voldoende. Jy sal die regte hoeveelheid van iets ervaar en hê. Dis nie net genoeg nie. Geen ander negatiewe klem saam met hierdie woord nie. Hy staan alleen en hy sê voldoende. Genoeg. Maar as ek kyk na my eie lewe, wil ek hom so maklik gebruik in 'n net genoeg. Ek het net genoeg vir vandag. Ek het net genoeg geleenthede. Ek het net genoeg verhoudinge. Net genoeg uitkoms. Terwyl die Here in hierdie stuk ook vir die Israeliete kom leer, besef ek hy kom leer my ook. Wat hierdie genoeg is, wat hy vir my en jou in stoor het. En as ons verder gaan lees, dan sien ons vanaf vers 13, teen die aand het daar kwartels aangevlieg gekom en oral in die laar gaan sit. Die volgende oggend het daar dou reg rondom die kamp gelê. In die oggend en in die aand kom God en hy voorsien. Hy gee nie net vleis nie, hy gee brood ook. En as jy gaan lees na hierdie brood en manna in die hoofstuk 17 verduidelik hulle, dis nie net 'n droë brood nie. Dis brood met heuning in. So dis eintlik nogal 'n bederf, 'n lekkerny. Ek onthou as ons inkopies gaan doen het as kind en ons het groceries gaan doen, dit was die aakligste dag seker van die maand, is om vir daai 2 of 3 ure in daai Pick n Pay met 2 trollies op en af te moet wees. Maar die lekkerste gedeelte was daai bederf aan die einde, want ons het altyd 'n melkie gekry. 'n sterrie stampie. Ek en my boetie was dan beloon vir heeldag se nie gekla en gevra vir iets anders nie, want ons het geweet die melkie kom. En vandag wil ek vir jou sê, in die oggend en in die aand is daar voorsiening. Hierdie genoeg is eintlik oorvloedig. Want in die oggend en in die aand kom maak God 'n weg en kom gee hy. En dan is daar nog 'n bederfie ook in, van ons 'n bietjie heuning, wat ek en jy partykeer miskyk. En wat die Here ons aan wil herinner vanaand, om te sê, ek beklei nie met jou nie, ek tik jou dalk nie eers oor die vingers nie, ek praat dalk nie eers hard vanaand met jou nie, want dis glad nie wat hy met die Israeliete gedoen het nie, hy het net gesê, kom ek wys vir jou hoe ek voorsien. Kom ek wys vir jou wat is genoeg. Dat jy hierdie konsep wat jy het rondom genoeg en dat dit dalk te min is en 'n tekort is, dat dit eintlik voldoende is. Die Engelse vertaling vir hierdie genoeg wat die Israeliete gekry het, in die Engels sê dit, there was no lack or shortage.
Geen gebrek, geen tekortkominge nie, net genoeg. Ek wil hê jy moet vandag dink aan jou eie lewe en jou eie situasie. Het jy genoeg? Of is jy ook die heeltyd besig om die oorvloedigheid van die oggend en die aand se voorsiening mis te kyk? Toe ek vroeër hierdie week lees vra en ek lees oor hierdie stuk en iemand skryf oor hierdie stuk en hulle sê maar hoeveel is genoeg? Want baie keer is dit as gevolg van die verwagting wat ons het van hoe daardie genoeg moet lyk, dat ons voel dit te kort is en te min is. En is eintlik nie. Maar omdat ons vergelyk, kom steel dit van die goedheid wat God vir ons wel instoor het. In vers 14 lees ons, toe die dou later die dag verdwyn het, was die grond van die woestyn bedek met fyn vlokkies wat soos ryp gelyk het. Die Israeliete was verwonderd toe hulle dit sien en hulle het vir mekaar gevra, wat is hierdie? Want hulle het dit nie geken nie. Moses antwoord hulle, dit is die kos wat die Here vir julle gee om van te eet. Hierdie manna beteken letterlik, wat is dit? Sê gou vir die persoon langs jou, wat is dit? Nee, maar ek wil hê met jou hand ook so wys. Wat is dit? Wat is dit? Hierdie manna wat God kom en hy vir my en jou gee, lyk baie keer nie soos iets wat ek en jy ken nie. Baie keer is dit nie daai hoër salaris nie. Baie keer is dit nie die deurbraak deur daardie persoon wat jy gedink het dit gaan wees nie, dis nie daardie geleentheid nie. Partykeer bring iemand anders net 'n koevertjie. Partykeer is daai manna 'n klop aan jou deur met 'n paar grocery sakkies. Partykeer is daai manna iemand na kerk wat vir jou sê, weet jy, eet gou saam met my hier in die koffiewinkel. Maar omdat ek en jy 'n vooropgestelde idee het van hoe hierdie manna moet wees, mis ons baie keer die genoeg wat in ons hand is. En wil ons dink dat ons tekort skiet en te min het, dat daar miskien 'n gebrek is, maar God sê vanaand vir jou, kyk na die manna. En al ken jy dit nie en al is dit vir jou vreemd, dit is hoe ek vir jou voorsien. Soos Moses vir die Israeliete gesê het, dit is God wat vir julle kos gee om te eet. Die voorsiening is reeds in jou hand. Vers 16 sê die Here dat elke tent soveel daarvan bymekaar moet maak as wat daar die hoeveelheid mense wat daar in die tent is. Julle moet vir elke persoon 2 kilogram daarvan bymekaar maak. Die volk het gegaan en daarvan bymekaar gemaak, party meer, party minder, en toe hulle dit afmeet, was dit presies reg. Die wat dit baie opgetel het, het niks oorgehou nie, en die wat min opgetel het, het nie te min gehad nie. Daar was net mooi genoeg vir elkeen om van te eet. Presies wat jy nodig het, is wat die Here vir jou wil voorsien. Of dit nie lyk soos wat jy ken nie, maak nie saak nie. Maar omdat ons baie keer 'n maatstaf het, nie noodwendig van die hoeveelheid mense in ons huisgesin nie, omdat ons 'n maatstaf van 'n ander huisgesin het, of van 'n ander persoon het, of omdat ons 'n maatstaf op sosiale media gesien het, sien ons nie dat ons reeds genoeg gekry het, en die regte hoeveelheid nie. Want ons voel nog steeds ons het te min. En ek wil vir jou sê, maar die Here het met my begin in hierdie week om te sê, Siobhan, jy het reeds genoeg gekry. Nie te veel nie, nie te min nie, net reg. Laat my dink aan goue lokkies en die 3 beertjies. Dis uit die pap geproe het, tot sy by die een gekom het wat net reg was. Selfs op die beetjies, net reg. En so het God vir jou genoeg instoor, net vir jou. Die regte hoeveelheid van wat jy nodig het, die regte geleentheid, die regte verhouding vir wat jy nodig het.
Maar wat is die hele doel van hierdie leesstuk vanaand, wat God in die begin al gesê het? Ek wil hê, die mense moet leer om my te vertrou. In die oggend en in die aand moet jy die oorvloedigheid sien wat ek instoor het, maar ek wil hê jy moet sien, jy leef nie in 'n tekort nie. Maar dat jy my moet vertrou, tot die volgende dag toe, dat daar weer genoeg sal wees. Vers 19 sê, Moses het toe vir hulle gesê, daar mag niks daarvan vir die volgende dag oorbly nie. Tog was daar mense wat nie na Moses geluister het nie. Hulle het daarvan laat oorbly vir die volgende oggend. Daar het toe wurms ingekom, sodat dit baie sleg geruik het. Moses was baie kwaad vir hulle. Ek wil afsluit met hierdie laaste skrif. Wat sê, partykeer neem ek en jy dinge in ons eie hande. Die Here het 'n plan en sê, Siobhan, ek wil hê jy moet my vertrou van oggend tot aand. Ek gaan vir jou oorvloedig gee. Ek gaan 'n bederf insit. Ek weet presies wat jy nodig het. Jy gaan nie 'n tekort hê nie. Jy gaan genoeg hê. Maar moenie jou eie planne maak en jou eie dinge najaag nie. Vertrou my. Want jy sien, die oomblik wanneer ons dit nie doen nie, en ons goeders begin bymekaar maak en opstoor en meer wil hou, dan beteken dit eintlik ons raak so 'n bietjie gulsig. En wat beteken dit? Daar's wurms, 'n slegte reuk wat van dit afkom. Ons raak eintlik bederf. Omdat ons nie eintlik geleer het wat om met hierdie groot oorvloedigheid te maak nie, want ons het nog nie geleer om okay te wees met die genoeg nie. As jy gaan kyk na hierdie woordjie in die Hebreëus van wurms, dan praat dit eintlik van sonde. Die ongehoorsaamheid wat die gevolg gehad het vir hierdie wurms en die feit dat goeie sleg geruik het. En ek en jy begin partykeer sleg optree. Ons is geroep om 'n geurende aroma te wees oral waar ons gaan, maar omdat ons partykeer ons eie planne maak en nie tevrede is met ons genoeg nie, raak ons 'n slegte reuk vir die mense rondom ons. Ons raak gulsig, ons raak selfsugtig, ons raak ongehoorsaam. En ons 'n skrifgedeelte waarmee ek wil afsluit wat sê, God vra ons om 'n goeie steward te wees met die min. As hy jou met die min kan vertrou, kan hy dit vir jou meer maak. Maar as ek en jy nie gaan leer om tevrede te wees met die genoeg nie, want jy het nie 'n tekort nie, dit is nie te min nie, dit is voldoende. Maar ons moet hom eer dat hy in beheer is en dat hy ons bron is. En ongelukkig, as ek verder gaan lees in die verhaal van die Israeliete, sien ek dat dit nie 'n les is wat hulle net oornag geleer het nie. Hulle het vir hoeveel dae lank in die oggend en in die aand voorsiening gekry, maar weer eens in die volgende hoofstuk vind ons hulle terug by 'n gekla oor 'n volgende ding waarin hulle vaskyk wat 'n tekort is. En ek wil jou aanmoedig dat jy in hierdie week waar jy gaan, jou genoeg sal raak sien. Dit nie vir jou 'n tekort sal wees nie, jy nie ondankbaar sal wees nie, maar dat jy God sal vra om jou oë oop te maak vir genoeg. Dat jy al reeds voldoende het. Nie omdat jy dit verdien het nie, maar omdat hy net soveel genade en soveel liefde vir jou het. En dat hy jou sal leer om tevrede daarmee te wees. Gaan jy vra om net jou nagmaal reg te kry. As jy nie nagmaal gekry het nie, sal jy net vinnig jou hand opsteek, dat ons volonteërs net vinnig vir jou kan bring. As ons kyk na hierdie sakrament vanaand, wil ek vir jou sê dat dit ook genoeg was vir my en jou. Sy lewe
En 1 druppel bloed sou eintlik genoeg gewees het. Maar hy kies om soveel meer uit te stort vir my en jou, om soveel meer deur te gaan, sodat ek en jy in 'n verhouding met hom kan staan, dat ons weer toegang tot die ewige lewe het, en dat ons 'n geleentheid het om vergewe te kan wees. Maar vanaand gaan ek 'n lied vra, Andrea gaan vir ons 'n lied op die skerm sit, en terwyl ons gaan luister na daardie lied, gaan ek vra dat jy self die nagmaal gebruik vanaand. En ek wil jou los met hierdie vraag dat, as hierdie al was, wat God vir my en jou kom doen het, as dit alles wat hy ooit vir ons gegee het, is dit genoeg? Is dit genoeg vir jou vanaand? As hy nie die kwartels en die manna gestuur het nie, as hy nie 'n weg in die Rooi See gemaak het nie, as hy net sy lewe gegee het, was dit genoeg? Ek glo ons almal weet dat die antwoord ja is. Maar ek dink baie keer in ons leefstyl het ons op 'n plek gekom waar ander goed vir ons belangriker geword het. Soos ons luister na die lied op die skerms, die woorde gaan opwees, wil ek jou nooi om net introspeksie te doen, jou hart te ondersoek en net weer vir God te sê, hy is genoeg. Dat as ons die nagmaal gebruik vanaand, Here, dan weet ons, dit is genoeg. Dit was genoeg. Here, en dat dit nog steeds vandag vir ons belangrik is en dit iets is wat ons kan herdenk. Here, ons wil U loof en prys dat U gekom het en daai herstel en daai vergifnis gebring het, sodat ons weer in gemeenskap en in verhouding met U kan staan. Here, dankie vir 'n woord vanaand, maar ek bid dat U elkeen van ons sal help om genoeg raak te sien, waar ook al ons in hierdie week beweeg. Amen. Gaan vir Bianca vorentoe roep, sy het vir ons 'n afkondiging, en dan sal sy die diens afsluit. Goeienaand almal.
So my afkondiging is, daar is hot chocolate buite, né? In die koffieshop hierna. En dan wil ek net gou vir ons afsluit. Ek vra, wees geduldig met my. Ja, ek doen nakkel. Okay, sluit asseblief julle oë. Abba Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid om saam te kom as 'n familie is en ek wil net sê jammer dat ons my genoeg en u genoeg nie die alle is nie. En dan wil ek dankie sê, dankie dat ek weet dat ek en elke persoon hier so meer as genoeg het. En dan wil ek het vra dat u ons perspektief van genoeg sal verander, Jesus. Want feit van die saak is, u is meer as genoeg. En dan wil ek hierdie geleentheid gehad en ek wil pastoor Ruth en voor u troon neerlei en ek wil proklameer dat elke stukkie siekte in haar liggaam nou in die naam van Jesus sal verdwyn. En dan wil ek sê dankie vir hierdie geleentheid en dankie dat mense actually luister, Here. Amen. Ons visie. Die Here maak ons soos 'n stad op 'n berg wat nie versteek kan word nie. Ons missie. Om elke lidmaat toe te rus vir hul diens tot die opbouing van die liggaam van Christus. Ons strategie. Gaan die hele wêreld in en verkondig die goeie nuus aan almal. Ons waardes. Groei. In die beeld van Christus. Koneksie. Leef in koneksie met ander. Dien. In jou God gegewe gawes. Deel. Die boodskap van Jesus Christus. Ons tema vir hierdie jaar is kom huis toe.